Dames en heren, ons gaan nou vir Vrydag dames hè, wat op die veld opdraf. Ons wag gou net vir die opponente. Ek dink dis die laaste ronde van die top 6 of die top 16, ek val verskoning. Dis 'n lekker dag van rugby hierso. So dit lyk is Vrydag teen Chris Nissenlaar. En ons wag net vir die spel om te begin. En die dames om hulle posisies te vat op die veld. Wat 'n mooi dag is dit vandag. Lekker warm met 'n ligte windjie wat waai. Die ref jaag die spelers aan van tyd stap. En dis daai tyd dames en here. En ongelukkig is dit. En is Chris Nissen se ingooi. Ons sit met 'n paar jong manne van Vrydag ja. Hulle gooi se kommentaar nou en dan hierso. Maar hoe gaan die game sover? Hoe gaan die spel vir julle sover? Hoe kan ek sê, hoe gaan die toernooi vir julle sover? Baie goed. Ek sit hier met wat jy nou? Miguel September. Miguel September. Miguel September. Hoe vind jy vandag se toernooi? Ek dink is baie excited en ek behaal goed die ons sal die tournament wen. Okay, jy dink julle gaan die toernooi wen. Ja, So hoeveel best. games het julle gespeel en hoeveel het julle gewen? Ons het 2 gewen en ons het 2 games gespeel. 2 games. Okay, julle 2 gespeel en al 2 gewen. Okay, goed. So as dit julle dames wat nou op die veld is. Ja, Okay, wat dink julle? Gaan hulle wen of gaan Chris Hannie wen? soos ek kan Chris sien, Nissan. sal Chris Nissan wen, maar ek al my vertroue is in Vrydag. In Vrydag. Okay, ons kyk. Baie dankie. Jo, weg. Raak ons. En daar druk Vrydag die eerste try en die eerste helfte. Wil jy jou woorde gou vinnig sluk? Baie dankie seun. En dit is punte. In die toernooi hoef die dames nie te dop nie, hulle skop die bal van hand tot voet en dit is goed genoeg. Die development is daar. Ons kyk aan die spel. Want in Suid-Afrika lyk ons hardloop rugby. Maar dit kom met die einde, dan sal ek meer kommentaar lewer. So just bear with us for the moment. It is Vrydag that's kicking in the ball again. Until the 22. Into the end zone. And if she just dives on it, it will be a 22 kick out. See them? See? Oh, what a fake. She did nothing. And it's Chris Nissen on the attack again from their 22. And she's going. And they missed the tackle, ladies and gentlemen. Oh, that small little one. Aye.
And it was a high tackle, so it's a penalty. But that's a forward pass, unfortunately. So it's Chris Nissan on the attack again. Steps one, goes down. The support comes. And it's Chris Nissan still having the ball, and they go right. Now it steps into the left. Passes the ball, but it goes to the ground first. Now the player picks it up from Chris Nissan. She gets tackled. She passes the ball wildly to a friend. Oh, and it's missed. The tackle is missed. But she steps inside, and gives a pass inside again. And it is a try for Chris Nissan. Wait, so the ref didn't play advantage. So yeah, the ref could have played advantage, then it would have been a try. Wait, no, it is a try. Excuse me, and it's miss. The score is 5-7. Still Vrydag leading. I do apologize. It was a try. I thought the ref said they're still playing it, but there was no advantage, but it wasn't try. I think this is the last round of 16, they say. Oh no, the last round of 8. Okay, so it's Chris Nissan. Wat nog een inskop. Nee, dit was 'n penalty. Ek verstaan nie nou wat so mooi aangaan nie, but en is weer Chris Nissan wat almal net weghardloop julle en sy gaan druk in die hoekie. Dit is Spoed se baas daai. So, ek wil graag weet nou. Ek dink ek is klein bietjie die mekaar op die oomblik. So, dit was nie 'n try nie. Dis nou 'n try. Of ek weet nou nie. Okay. Dit is halftyd, dames en here. Ek sal uitvind wat aangaan. Dis Chris Nissan wat nou voorloop, julle. En Vrydag wat agterloop. Telling is 10-5. Dis Chris Nissan wat op die attack is weer. It's a forward pass. Ag dames, ek dink dit is 12-7 man. Dit is 12-7. Telling in Chris Nissan se guns. Daar's nou 'n besering op die veld. Kinders geniet hulle baie lekker hier vandag, as jy kan sien. Hulle meng lekker. Alles is so fantasties hier, so. So julle daar kan sien, dames en here. Van hulle leer, van hulle praat en van hulle is met die dag. Geniet hulle baie. Vandag se toernooi is gesponsor deur Nesta Sports Academy en KILT. Investing in education and changing lives.
Okay, ons is weer terug. Dis 'n scrum. Die bal is vir Vrydag. En dis Vrydag se ingooi in die scrum. Hulle wen die bal. Die 9 tel die bal op en sê hardloop. En sy stop en sy hardloop weer. En Chris Nissen tackle. Hulle tel maar bal agter. En dis Vrydag wat weer die bal het. Sy tel my daarmee agter klop. En sy gaan baie pad. En sy tel maar tot. Wat is dit? En die goal is holding. En dit is Chris Nissen se bal. Die in die ligte blou. Sy tik die bal. En sy goeie grabber. Oh! Amper dames en heren, maar sy nok die bal in na vorentoe. Vrydag se bal weer. Vrydag wat die bal het. En sy gaan links. En is weer spoed se baas. En dit laat mis. En ongelukkig is dit uit op die halflyn. Dit sal 'n ingooi wees vir Chris Nissen. En is Chris Nissen wat die bal ingooi. Dis Chris Nissen weer op die attack. En sy step 1, sy step 2. Sy step 3 mense. En dit lyk sy lyn toe gaan. En dit is spoed se baas. En dis onder die pale. Chris Nissen wat weer skoor julle. En die telling is nou 17-7 in die guns van Chris Nissen. En dit maak dit 19. Chris Nissen kom weer terug, lelik dames en heren. Vrydag het eerste geskoor. Maar Chris Nissen het nie hulle voet van die petrol afgehaal het. Vandag se toernooi is gereël deur National Sports Academy en KILT, investing in education and changing lives. Give a child the chance to achieve their dreams. kilt.org.za. En dis Chris Hani wat die bal inskop. En Vrydag stel die bal op. En hulle try om uit hulle 22 uit te hardloop. Sy word teruggeduik, die bal gaan na toe, tot naby die doellyn. Sy word weer plat geduik. En daar wat Chris Nissen die bal weer af en skoor in die linkerhoekie naby die ligpale. Mense, wat 'n goeie game van Chris Nissen. Telling nou is 24.
24-7 in die guns van Chris Nissen. En dit bly 24. En dit is die einde. Chris Nissen wen die game. Hulle het Vrydag ongelukkig vermorsel in die laaste spel. Wat 'n briljante game van rugby, guys. Wat 'n briljante dag. Vir Billetjie en wat is die ander naam? Billetjie en Wyfie. Weet nou nie wat is mooi, wat is Nooi. Nee. Billetjie en Nooi rugby. Of Nooi rugby. Van verskoning aan. Was lanklaas in die skool gewees. Dit is Renendal en Smutsville wat nou gaan opdraf. Klein Eagles, wat hulle genoem word daar in Seatsfield. Ons wag net vir die manne om klaar te bid. Het is goed om te sien dat die manne so goed in hulle geloof is op so 'n jong ouderdom. Renendal daar. Sy. Ons wou nou net vir Eagles of Smutsville om hulle plek in te vat. Okay. Maar dan moet nou net area switch. Dames en heren, die game gaan nou begin. Dit is Smutsville wat gaan inskop. Wag gou net vir die ref en hy blaas 'n vletjie en 'n Smutsville wat 'n briljante drop ingee. Maar dis Renendal wat die bal vang en die mannetjie lyk soos hy spoed het, maar hy trap binne toe, maar hy word uitgeduik of uitgegooi tegnies by die kantlyn, maar wel gedaan van nommer 15 af. Goeie attack. Hy tot by die 10, so 2 meter weg van die 10 af tot in die helfte van Smutsville. Maar die Smutsville se ingooi. En dit is ongelukkig die 5. Of wat? Dit is skeef gewees. Of ek vra verskoning my, ek weer so 'n bietjie rusty, ek sal dit opmaak, niks. Kyk hier, dit is nou Renendal wat se nommer 8 wat aanval. Hy druk die manne af en hy pas die bal. Hy pas weer die bal van die nommer 2 en nou mannetjie lyk sy spoed met die skramkepie aan. En dames en here, is Renendal wat deurbreek in die eerste helfte en hulle druk hulle eerste try. Die nommer 2 van Renendal. Die skramkepie aan. Hulle sê die skramkepie is so gevaarlik as jy kyk so in die Springbokspan. Ons kyk nou net vir die puntepale toe. So in Sevens rugby moet jy drop daar, as jy 10 nie. En hy skop en dit is oor. So Renendal het 7 punte en Smutsville het 0. Dit is nou net die eerste helfte, so die eerste 2 minute is verby. Smutsville het nog 'n kans om terug te kom. Maar wat 'n briljante begin van Renendal af. Veral die klein nommer 15 in die kant. En dan weer die nommer 8 wat gou deurgebreek het en weer gepas het sodat die nommer 2 kan gaan skoor onder by die pale. En dit is Smutsville wat die bal vang
En hy stap 'n ou en maar 'n tackle hom so by sy hempie. Of sy trui bedoel ek. En dis 'n penalty vir holding en Riedendaal speel vinnig. En dis die nommer 8 weer wat deurbreek. En as hy wat nou weer skoor daar in die hoek. Riedendaal kom nie met die laggie, dames en here. Hulle kom nie. Dis nou pale toe, dis punte vir die pale. Ons kyk nou net. Die telling is nou 12, nou in die guns van die Riedendaal. Ons kyk gou, gaan hulle pale toe skop. Ons kyk gou nou. Dis 'n baie moeilike skop, dames en here. En ongelukkig maak hy dit nie. Wat? Ons vertrou wanneer hy ouer is, gaan dit maak en meer spiere bou. Dan dink ons hy gaan dit maklik easy maak. Want jy weet, die jong manne is vol talent, maar hulle moet ook nog groei. Maar brilliant attempt. Die telling is 12-0 in die guns van Riedendaal. En dit is Smutsville wat ongelukkig nou nie. En is Riedendaal wat die bal inskop vir Smutsville. Smutsville vang die bal raak hè. En dit lyk soos dit nok is van Smutsville af. So dis Riedendaal se ingooi by die skrum. Smutsville maak klein foutjies en gee Riedendaal die kans om net hulle toe oor te hardloop. If you're watching this game, this is Riedendaal versus Smutsville. It is the License Sport Academy and Kilt Sevens toernooi. I do apologize, I forgot my English there. But the Smutsville, what now attack? This guy looks like he has speed. And there's 23 steps in, and he steps that 8 that scored now. And this small little boy steps into the 8, unluckily. And it's still Smutsville's ball. And Smutsville is in the attack. There's one man alone, and he breaks through, but he gets tackled. No, yes, he's tackled. Almost held up. And I break through to the 5. Tot by die doellyn. Hey! En daar kom Smutsville. Onder die pale. Hy kom om 'n draai, dames en here, om daai 3 te druk. So die telling nou is 5-12. En Smutsville kom weer terug. Meneer Smutsville onderskat nie. Riedendaal mag iets geskor het, maar Smutsville kom weer terug. 7 punte verskil. En dis Riedendaal wat aanval. Dis Riedendaal se bal. Die aggie so mooi kickpassie. Sjoe, ons kyk maar nou. Wat gaan hy maak? Hy steek binne toe. Hy kom los die right tackle, hy kom weer nog 'n tackle en hy breek weer deur nog 'n tackle. Die nommer 15 vir jou is aan die brand en hy hou sy bal. Hy wag vir sy support om by te kom. En nommer 8 skop weer die bal vir sy 12, vir sy 21. Sien net hoe lank word 'n Daiga. Daar word opgehou eintlik. En hy nok die bal vorentoe ongelukkig. En 'n Smutsville wat die bal het. En Smutsville het die bal en hulle speel uit hulle 22. Hy pas binne toe vir sy spanmaat. Sy spanmaat word nou opgehou. En dit is 'n penalty vir Riedendaal.
En dit is die teken vir halftyd. Ons kyk wat Max Madswell in die laaste spel. But as Renendal se penalty. So ek dink is early engagement. Dis wat die ref sê. Early engagement, ja. So hulle gaan die bal tik en hulle gaan hardloop. En ons weet hy gaan die bal vir sy nommer 8 gee. Oh nee, hy gee nie die bal vir sy nommer 8 gee. Hy gaan na die regterkant toe en die 12 step 2 mense en binne een aan en maar hy gaan skoor nog steeds, dames en here. Ginda kom weer terug. Die telling is nou 17-7 dink ek. Nog nie om verskoning het gesien as hulle oorskop het. Maar dit is nou 17-7 in die guns van Renendal. Wat 'n mooi skoppie man. 19-7 in die guns van Renendal. Dit is nou halftyd. En ons sien hulle weer vir die tweede helfte. Okay. En dit is nou tweede helfte. Wat ons nou deur gaan. En de Smats wat aanval. Wat 'n mooi dryf daar man. Met sy bene. En nou dis Renendal wat voorloop. 19-7. De Smats wat weer aankom. Ek dink hulle wil hulle naam optel nou in die tweede helfte. En daar tel hy man sê, okay, nokkie bal. En dis Renendal wat weer aanval. Is weer die. Is die nummer 12 ja. Amper sê ek weer 8, maar die 8 pas die bal weer daar. Daai kant vir sy nummer 5. Nummer 5 pas daar vir sy nummer 2. Hy het vreeslik baie spoed en ons kyk gou maak hy dit ouens en hy is los deur dames en here. Dit lyk soos weer dat Renendal gaan skoor en dit is dames en here en die telling nou is 24-7 in die guns van Renendal. En is Renendal wat die skoor oopmaak in die tweede helfte. Ons wag nog vir die punte pale toe. En dit is punte dames en here, wat 'n skop man van die 22 hoek, van die linkerste hoek oor pale toe. Daai mannetjie het talent vir julle. Ons Springbokke kyk maar uit. Renendal het talent. Dis Renendal wat die bal weer inskop. Sit jy keer met sy. Hè? Of nie, hulle gaan nou weer oorskop van daar was 2 balle ongelukkig op die veld. En die bal gaan nie ongelukkig 10 nie, so dit sal 'n skrum wees vir Sitswiel. Sitswiel smaak vanaf speel. Die klein nommer 9. Wat 'n binne mooi pas. Wat dit is ongelukkig genok vorentoe. En is weer Renendal se bal. Sitswiel maak baie ongedwonge foute. En dis maar die spel van hulle vir vandag. En dit is skram vir Renendal.
En as Renendal se bal vang, Sedgefield skram op. Dis nommer 21, hy vinnig getiket. Druk iemand daar af en nog steeds die bal dummy weer links. Paas weer rechts. Jy het nog steeds die bal. Maak 'n fout, dames en here. Nommer 5 het van Renendal die bal. En hy word vasgehou in die tackle. En hy word opgehou. Nie nommer 5 nie. Maar Sedgefield het 'n mooi spel daar en hulle hou die bal op. Hulle hou die speler met die bal op van Sedgefield. Nie van Renendal bedoel ek. En dit is 'n scrum vir Sedgefield. Maar nou die telling is 24-7 vir Renendal. So Sedgefield moet met 'n plan kom om gou vinnig 3 tries te skoor. En dis weer Renendal se bal en gooi die bal 'n bietjie aan toe. Sedgefield kom vinnig op die defense. Renendal gooi die bal net wild en as Sedgefield wat die bal weer het, as hy net omgedraai het, miskien sou hy vinnig lyn toe gegaan het, maar hy in plaas van strek loop, gaan hy om die draai. So maar dis 'n nok van Renendal af en as weer nog steeds Sedgefield maar hy skop die bal en ongelukkig nok hulle die bal weer daar en is Renendal op die attack weer. En steeds is Renendal wat die bal het. Hy gooi die bal agtertoe. En wat 'n lekker pas na die nommer 17 van Renendal. En hy doen 'n goose step en hy wys sy gas en is onder die pale weer. Renendal wat letterlik vir Smutsville vernietig vandag. Telling is 29-7 met wag vir die oorskopie. Dan sal dit 31 wees. En dit is oor 31-7. Dis 'n tawwe dag hier vir Smutsville op die veld. Renendal kom nie meer lag nie, Redensel. Die coach voel 'n bietjie, dit voel 'n bietjie swaar vandag daar so julle. Wat 'n lekker dag het is vir billetjie rugby en nooi rugby. Jy, musiek pomp lekker hier so op die veld vandag. Die kinders geniet hulle. Hulle is almal nou op hulle lunch break. En is weer Smutsville wat inskop. En Smutsville wat die bal gaan haal. Sedgefield wat omkant gevang is en aan die slaap gevang is. En is weer Smutsville wat die bal teruggekry het. Dames en here, en hy is net binne buite. Jy, julle is baie talent op die veld hoor. Smutsville wat weer bal het. En hy pas aan die regterkant toe. En hy man sê om sy om 'n defender daarso. Hy wys gou 'n bietjie spoed en hy is amper verby. Hy breek los die tackle wat die ander ou gehad het, maar ongelukkig tackle Renendal hom plat daarso. Sy support het gekom, maar hulle tackle die support ook. Nou steeds Smutsville se bal en hulle pas linkerkant toe. En hulle pas vir die nommer en wat okay, dit is 'n offside. Dit was offside daar van Renendal. Smutsville wil vinnig speel, van 'n loop agter. Met 21 punte en Renendal was ongelukkig die 10 nie en Smutsville speel weer vandag, maar hy het die bal genoeg nou, maar die ref sê nee, hulle was nie 10 nie, so vat die penalty maar nou weer oor. En dit is Smutsville op die attack, die kleinste man op die veld. Nee, daar is nog 'n kleinste man op die veld en hy het vir jou 'n lelike stippie daarso julle, die nommer 14. En Smutsville weer op attack guys. En hy gaan nou by die kant, hy gaan om die draai daar. Die steelkant, wat soms die steelkant. En waantoe hardloop nommer dinges is. Die nommer 13 hardloop ook na die steelkant toe, maar uit. Ja, maar Renendal wen die game. 31-7. Sedgefield was vermorsel hier so. Maar wat 'n lekker game julle. Ons het spoed gesien. Ongelukkig vir Sedgefield het hulle verloor, maar wel gedaan aan Renendal wat die game gewen het.